Hartlik welkom luisteraars, waar u ook al in die wêreld mag bevind. Mag u nou die reis deur die kosbare woord van God, die Ruach asem, insiggewing, toeganklik en verrykend vind. Heilige Gees, Ruach HaKodesh, wees u nou die spreker en gee dat ek sal spreek. Laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart welbehaaglik wees voor u aangesig, o Here, my rots en my verlosser. Geliefde luisteraar, broeder en susters in Jesus Christus, my tema vir hierdie teaching vandag is God Hashem se 7 heilige feeste. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, Oktober maand is die maand van God se heilige feeste. Ek hou vir u voor uit die kosbare woord van God, die Bybel, en wel uit Levitikus 23 vers 1 tot 4. Verder het die Here met Moses gespreek en gesê, spreek met die kinders van Israel. Sê vir hulle, die feeste van die Here wat julle moet uitroep as heilige samekomste, dit is my feeste. 6 dae lank kan werk gedoen word, maar op die 7de dag is dit 'n dag van volkome rus. 'n heilige 4-dag, geen werk mag julle doen nie. Dit is 'n Sabbat van die Here in al julle woonplekke. Dit is die feestydde van die Here, die heilige 4 dae wat julle moet uitroep op hulle bepaalde tyd. En ek hou vir u voor ook uit vers 41 tot 44. En julle moet dit as fees van die Here 7 dae in die jaar vier. Dit is 'n ewige insetting vir julle geslagte. In die 7de maand moet julle dit vier. 7 dae lank moet julle in hutte woon. Almal wat in Israel gebore is, moet in hutte woon, sodat hulle kan weet dat ek die kinders van Israel in hutte laat woon het, toe ek hulle uit Egipte land uitgelei het. Ek is die Here julle God. So het Moses dan die feestydde van die Here aan die kinders van Israel bekend gemaak. Tot sover dan uit die Bybel, die woord van God. Prins en prinses van Yahweh Elohim, laat ons onsself dan nou vergewis met God se feeste. Ek gaan dit vir u voorhou in 2 gedeeltes. Die Ou Testament skaduwee, nommer 1, en samelopend dan die Nuwe Testament vervulling. Ek lees die feeste 7 van hulle, beginnende by die Ou Testament skaduwee, en dan verwys ek terug na die Nuwe Testament vervulling. Nommer 1, Paasfees. Die Nuwe Testament vervulling, offer die lam van God. Nommer 2, in die Ou Testamentiese skaduwee, fees van ongesuurde brode. En in die Nuwe Testament vervulling is dit die begrafnis van die Messias. Nommer 3, die fees van die eerstelinge, word in die Nuwe Testament vervulling die Messias se opstanding.
50 dae tussen die eerstelinge en die Pinksterfees, die feesweke. En in die Nuwe Testament vervulling, 50 dae tussen die opstanding van Christus en Pinkster. Nommer 4, Pinksterfees, vier die ontvang van die wet. Nuwe Testament vervulling, Pinkster, vier die uitsorting van die Heilige Gees, die Ruach HaKodesh. 4 maande waar tydens die oes in Israel ingesamel word. In die Ou Testament, Jesus skaduwee. Die Nuwe Testament vervulling, dispensasie van die wêreld evangelisasie om 'n oes vir God se koninkryk onder al die nasies in te samel. Dit was die groot opdrag gekom van Jesus in die Nuwe Testament. Nommer 5, die fees van Bassyne, die insameling van die oes. Nuwe Testament vervulling, blaas die bassyn van God, trompette, die shofar, blaas hulle. Nommer 6, die groot versoeningsdag. Nuwe Testament vervulling, wederkoms van die Messias. Laastens nommer 7 van die 7 feeste wat God deur homself ingestel het, die Loofhuttefees. Die Messias se vrederyk. Man en vrou van God. Gedurende die feestydde het die Israeliete in hutte of sakkotte gebly, waar baie vrugte en net sekere voedselsoorte toegelaat is vir gebruik. Gedurende hierdie tyd was daar gefokus op gebed en lofprysing tot eer en verheerliking van God Hashem se heilige koninkryk en heilige naam, gerejoice en gebid. Psalm 118 vers 19 wil ek voor u voorhou. Maak oop vir my die groot poorte van die geregtigheid. Ek wil daardeur ingaan. Ek wil die Here loof. Jeremia 20 vers 13. Sing tot eer van die Here. Prys die Here, want hy het die siel van die behoeftige uit die hand van die kwaaddoeners verlos. Psalm 117. Loof die Here alle nasies, prys hom alle volke, want sy goedertierenheid is geweldig oor ons, en die trou van die Here is tot in ewigheid. Halleluja, halleluja. God se 7 feeste vir sy volk, en vandag nog 'n geleentheid vir groter intimiteit met God, 'n kans om hulle liefde vir God uit te druk en God sy siele te herinner aan sy getrouheid, sy beloftes en sy liefde en onbeskryflik groot. Dit gebeur in die tydperk, in daardie Sakkot waar die Israeliete hulle bevind. God het ons gemaak vir vreugde. God is vreugde en die vreugde van lewe weerspieël die oorspronklike vreugde wat God gevoel het toe hy ons geskep het en ons moederskoot geplaas het. Deur ons te herinner aan die orde, betekenis en doel van ons lewens is 'n feesmaal, 'n manier om God se goddelike vreugde te ervaar en daardeur deel te neem. Ek bring vir u die 7 Hebreëse woorde vir lofprysing, prys. Ek hou vir u voor in Engels. In daardie Sakkotte was rejoice, praise, prayer en vreugde die doel van die feeste. Halal, to sight, to flash forth light.
shine the light of thanks giving. I shut out the world when I praise Abba Father. Words also constitute as praise. Number 2, yada, to confess, to repent my sin, meaning to cast, to throw, to shoot an arrow down. Throw your hands in the air, to repent sin. Action every time I cast an arrow to Abba. It shoot down my sin. The enemy loses authority over my life. Toda. Put your pride in your pocket. That is thanksgiving sacrifice to others. You must be clean in your heart when you sacrifice and repent to God, Hashem. Toda is to learn who God is. The more I press in, the more He reveals His character to me. The moment I link my heart to what I have sacrificed. Number 4, barach, obedience, sacrifice on your altar. You will meet Him there. Abba Father, I will be the least. Barach, Abba Father, your will, not my will. Sacrifice come from my heart. Barach. Obedience brings blessings. Number 5, shavach. Psalm 53 verse 3. Burst out in a shout of victory. Means to testify, to witness Abba Father. Shavach is a testimony. Testimony what Abba Father done for me and for you. Tell the world what Abba Father did and still doing for you and me. Manifest His holy name. Shout out in victory. Number 6, zamar. To praise God with instrument. Or not singing a song. Or only playing music. Zamar is warfare with your instrument. Number 7, word in Hebrew for praise to Hashem, God Almighty. Tehillah, song of praise, flow from your spirit, express of who He is in you. Holy Spirit, Ruach HaChodesh, Paraditos, put words in your mouth when you sing or speak to Hashem. The whole book of Psalms is Tehillah. Abba Father say and said, Tehillah is His praise. Tehillah belongs to Him. Tehillah satisfy Him, Hashem. Prince and Princess of Javeh, Elohim. Man en vrou van God. Ek sluit af. Ek sal U loof in opregtheid van hart. Meeste gelowiges wil Abba loof in opregtheid van hart. Maar is ons bereid om Jahwe sy eie kriterium vir 'n opregte hart aanvaar? Ek het nog altyd gedink, ek loof U met 'n opregte hart. Maar nou besef ek dat ek geen hart voor U in opregtheid kan wees as dit nie diep uit die hart vanaf die siel kom met 'n sacrifice van gehoorsaamheid. Barach, eer God deur sy wil te doen en nie my wil nie.
Bly gehoorsaam en getrou aan God. Sy feeste. Bly gehoorsaam aan sy feeste. Dis sy opdrag, dis sy feeste. Hy het vir Israel gesê, dis sy ewigheidsinstelling. Gee eer aan God in die hoogste hemel. Shema Gadol Elohai, how great is our Lord. Luisteraar, hier is 'n kort uiteensetting en 'n teaching rondom die feeste van die grootekes. Wêreldwyd weerklink die shofars, die trompette, die geklank van geestelike liedere, rejoice, sing and praise. En kom ons vra die Heilige Gees Ruach HaKodesh om te gee oral waar daar die gebede opgaan, uit elke sakot, uit elke hart, uit elke siel, met Hashem gepraat word, in tale, vreemde tale, dat daar die gebede deur die engele opgeneem sal word in die troonkamer van die hemele, naby die engel met die groot koperbak, wat die gebede ontvang van die engel van die aarde wat dit ontvang en ombring, en dit behandel met wierook, mirre en kruie, en dit voor die neus van die geestelike Hashem neersit, en hy sal sê, Tehillah, this praise and prayers belong to me, en hy sal dit bewaarheid word in hierdie feestydde wat ons gaan gebruik en benut en gehoorsaam aan wees, want dan het ons barag. Geliefdes, man en vrou van God, prins en prinses van Jahwe, gaan daar nou uit, in hierdie maand van Oktober, word deel van God se feeste, en ontvang sy glorie, sy genade, sy liefde, missie en grace, en sy beloftes oor u lewe van nou af tot in altyd. Kom ons bly getrou in die feeste, kom ons bly gehoorsaam in die naam van Joshua Mashiach, Abba Vader, Hashem, God Almighty. Ek bring vir u die priesterlike seënbede in Hebreëus. Yahweh Adonai v'yishmerecha. Yahweh Adonai panavelecha v'yichuneka. Yesa Adonai panavelecha v'yasem lecha. Shalom. May God bless you and guard you. May God shine his countenance upon you and be gracious to you. May God turn his countenance towards you and grant you peace in the times of his feast. Amen and amen.